Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles in die hoofstuk van vergelykings en ongelykhede. Vandag gaan ons spesifiek kwadratiese ongelykhede bestudeer en hoe om dit op te los. Nou kwadratiese ongelykhede kom in die vorm van ax kwadraat plus bx plus c wat groter is as 0, groter of gelyk aan 0, so let op die is gelyk aan streepietjie wat daarby kom. Dit kan natuurlik ook kleiner wees as 0 of kleiner gelyk aan 0. So hierdie ax kwadraat plus bx plus c is ons standaard vorm van ons kwadratiese uitdrukkings. Kom ons kyk na die kwadratiese funksie. Y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Nou ons gaan later vanjaar in die hoofstuk van funksies hierdie nuwe skryfwyse verder bestudeer. Al wat ons weet is dat die kwadratiese funksie is die vorm van 'n parabool. Nou ons sal gewoonlik werk met 'n parabool waarvan jou a-waarde positief is, met ander woorde hy moet bakkie op wees. Ons bereken die wortels, oftewel die x-afsnitte, deur y gelyk te stel aan 0. So 0 is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. En dan het ons nou ook geleer van 'n baie spesifieke formule, die kwadratiese formule, wat jy kan gebruik om die twee oplossings te kry, of die twee x-afsnitte of die twee wortels. So onthou, jy moet hierdie formule ken. So hierdie formule help ons dan om die twee x-afsnitte te kry. Onthou, ons praat ook van dit as wortels. Nou hierdie twee wortels staan bekend as die kritieke waardes. Ons sal nou 'n bietjie meer daaroor verduidelik. As ons dan nou weer net vinnig na die funksie kyk, y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Kom ons fokus vir 'n oomblik op die gedeelte van y. Indien y groter gelyk is aan 0, op ons kartesiese vlak, die assestelsel, gaan dit dan die gedeelte bokant die x-as wees. Gelyk aan beteken dit gaan daai x gelyk aan 0 ook insluit. Vir y kleiner gelyk aan 0, sal dit dan die gedeelte onder die x-as wees. Hierdie is nogal 'n belangrike begrip om te onthou. Nou wil ons egter gaan kyk na die gedeelte aan die regterkant van hierdie vergelyking. So, eerstens, kom ons kry ons kritieke waardes, die wortels. So ek gaan hulle nou noem x linkerkant en die x regterkant, omdat ek nie spesifieke waardes nou wil gebruik nie. Indien daar vir ons gevra word, vir watter waardes van x, is hierdie ax kwadraat plus bx plus c, hierdie kwadratiese uitdrukking, groter of gelyk aan 0, met ander woorde nou het ons 'n ongelykheid. Nou moet jy in gedagte hou, dat y, wat ons nou eintlik ax kwadraat plus bx plus c, is groter gelyk aan 0 bokant die x-as. So die gedeelte wat hier gaan geld, moet jy nou spesifiek op die funksie, op die parabool fokus. En wat van die parabool is bokant die x-as, en dit is daardie twee stukkies wat ek nou in rooi gaan highlight het. Nou moet jy net die oplossings gaan skryf, en onthou, jy moet die x-waardes gaan neerskryf. So, ons sien dat al die x-waardes kleiner of gelyk aan, want ons het 'n groter gelyk aan ongelykheid gehad, al die x-waardes kleiner gelyk aan ons linkerkantste x-waarde, of al die x-waardes groter gelyk aan die regterkantste x-waarde, is dan ons oplossing. In die geval waar ons 'n uitdrukking het wat kleiner is as 0, moet jy nou oplet dat ons kritieke waardes, sal jy nou sien dat ek die sirkeltjies nie ingekleur nie, want dit beteken, hulle is nie ingesluit nie. Daai spesifieke waardes is nie deel van ons oplossing nie. So vir kleiner as, gaan dit dan die gedeelte onder die x-as wees, met ander woorde, dis net daai booggedeelte. So ons oplossing gaan wees x groter as x linkerkant en x kleiner as x regterkant. Baie belangrik, in die gevalle waar jou a kleiner is as 0, met ander woorde waar a negatief is, moet jy beide kante van die ongelykheid gaan deel met 'n -1. En onthou, beide kante beteken jy met elke liewe term gaan deel met 'n -1. Onthou dan ook om die rigting van jou ongelykheidsteken om te draai. So byvoorbeeld as dit 'n groter as was, moet dit nou 'n kleiner as wees na jy gedeel het. Die proses om 'n kwadratiese ongelykheid op te los is as volg. Eerstens, kry alles aan die een kant van die ongelykheid met 'n 0 aan die ander kant.
Maak nie saak na watse kant toe jy dit wil vat nie, dit sal presies dieselfde uitwerk. Maak dan seker dat jou a groter as 0 positief is. Indien nie, deel met 'n minus indien nodig. Faktoriseer en dan kry jy die kritieke waardes, maar oppas, moenie gaan skryf x is gelyk aan dit of x is gelyk aan dit nie. Kry net die kritieke waardes in jou kop en gaan skryf dit dadelik op jou skets en teken dan vir jou skets. Gebruik dan die skets om die oplossing te bepaal. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. So let asseblief mooi op die skryfwyse wat ek gebruik. So ons het die ongelykheid min 3x² plus 4x kleiner gelyk aan min 4. Nou ons heel eerste stap is om alles aan die een kant van die ongelykheid te kry en 'n 0 aan die ander kant. So ons skryf min 3x² plus 4x plus 4 kleiner gelyk aan 0. Jy kon natuurlik alles na die regterkant toe gevat het en die 0 aan die linkerkant gehad het. Ons moet seker maak dat ons a-waarde positief is. Nou ons sien hier so dat my a, en onthou dis ax², so a is die koëffisiënt van x², is in hierdie geval minus 3. So om a positief te kry, gaan ons nou regdeur deel met 'n minus. So elke liewe term deel met 'n minus soos jy kan sien, en onthou, jou ongelykheidsteken moet omruil. So met ander woorde, ons het gehad kleiner gelyk aan, nou het ons groter gelyk aan. Vervolgens gaan ons nou kan faktoriseer, so hierdie is bietjie 'n moeiliker 3-term, omdat die koëffisiënt van x² 3 is. So gaan kyk weer na die tegnieke hoe om dit te faktoriseer. So ons kry die twee hakkies, x minus 2 in die een hakkie en 3x plus 2 in ons ander hakkie. Nou gaan kry jy die kritieke waardes en jy gaan dadelik die kritieke waardes op jou skets aandui. So ons sien in die een hakkie kry ons dat die een kritieke waarde is 2 en in die ander hakkie is dit min 2 gedeel deur 3. So jy skryf dit dadelik op die skets en ons wil hê dit moet groter gelyk wees aan 0, so dis die gedeeltes bokant ons simboliese x-as wat dan gaan wees. So nou kan ons die skets gebruik om die oplossing te kry. X gaan kleiner of gelyk wees aan minus 2/3 of x gaan groter gelyk wees aan 2. In die volgende voorbeeld is reeds ons die twee hakkies gegee. Maar hierso moet jy nou oppas. In die tweede hakkie staan 4 minus x. So hy is nie in ons standaard vorm nie. En dit gaan so bietjie ons ongelykheid beïnvloed. Nou, eerste manier wat jy kan doen, want hier is twee metodes, is om die twee hakkies te vereenvoudig. Met ander woorde, jy gebruik jou normale EBA vereenvoudiging reëls, eerste maal eerste, buite maal buite, binne maal binne en dan die agterstes. En dan vereenvoudig ons dit en ons kry die 3-term uitdrukking minus x² plus 5x min 4. So let daarop, jou a-waarde is negatief en ons wil dit positief hê, so ons deel met die minus, wat beteken jou ongelykheidsteken gaan omruil. En dis juis hiervoor waarvoor jy moet versigtig wees. Goed, en dan kan ons faktoriseer en ons kry dan x min 1, x min 4 in die twee hakkies, wat dan vir ons kritieke punte 1 en 4 sal gee. 'n Alternatiewe metode waarna ons gaan kyk, presies dieselfde hakkies. Hierdie metode is so klein bietjie vinniger. Nou ons gaan met behulp van tekenverandering daardie tweede hakkie in die regte formaat skryf. So dit beteken ons moet 'n minus gaan uithaal. Nou hierdie minus gaan sit ons voor aan alles wat ons het. Moet hom nie tussen die twee hakkies sit nie, want dan verander jy die som. Goed, so ons het 'n minus, hakkie x min 1, hakkie x min 4, groter gelyk aan 0. Nog steeds wil ons die teken wegdeel, so x min 1, x min 4 word dan kleiner gelyk aan 0. Wat ons dan nou ook het, ons kritieke punte is die 1 en die 4, en vir beide hierdie metodes het ons dan die bakkie op metode, en ons wil dan nou hê kleiner gelyk aan 0, so dit gaan dan wees die twee kritieke waardes ingesluit en die gedeelte onder die x-as. So ons oplossing is dus x groter gelyk aan 1, kleiner gelyk aan 4. Vir 'n laaste voorbeeld gaan ons net kyk na hierdie ene. X² is nou groter gelyk aan 0. Nou hier is dit bietjie moeilik, want jy kan nie regtig hierdie x² faktoriseer nie.
So hierso moet jy 'n bietjie jou kennis van funksies, van die paraboolfunksie inbring. So x² verwys na 'n paraboolse moederfunksie, die oorspronklike funksie, wat dan nou net die bakkie op is, waarvan jou draaipunt op jou oorsprong is. So waar is hy groter gelyk aan 0? Hy is groter gelyk aan 0 vir alle waardes van reële getalle. Sien nou maar, dit was net groter as 0, dan het jy net gesê vir x elemente van reële getalle waar x nie gelyk is aan 0 nie. Hulle kan ook byvoorbeeld vir jou vra, waar is x² kleiner gelyk aan 0? En dan gaan jy sê vir geen waardes nie, of geen oplossing nie, omdat hy dan juist die bakkie op is. Gaan werk rustig deur die voorbeelde in jou handboek, en dan kan jy die huiswerk doen. Lekker werk!